julle okay? Hoe voel julle, hoe was julle week? So uit 5 uit, sê gou vir my, 2, 1, 0, 5, hoe was jou week? 10, 5, 0, 3, 5, 5, 5, awesome. Lekker, julle, welkom. Ek moet sê, ek is nogals bevoorreg om hier te kan staan. Pastor Willem, hulle het 'n troue, en hulle is nou in Harties, so hulle is daarso, so hulle sal online 10-1 bietjie incheck. So ons groet hulle daarso. Die van julle wat nie weet nie, my naam is Alwyn. Ek is in hierdie huis en ek is amper 'n pastoor. Ek is klaar met my studies, maar nou wag ons eers dat ek moet deurkom. So ons kan nog nie sê dit is so nie. Julle, ek wil begin met 'n grappie. Okay, voordat ons gaan preek en lekker fiery word en in dit gaan indelf. Ek wil begin met 'n grappie. En my oom, hulle is daar by ons, my ouma is in die ICU, so baie van ons familie kom nou en kom kuier vir haar. Ons is okay, sê dit gaan beter met haar. Nou gisterand sit ek daar en ek soos vra vir die family, wat se grappies kan ek vertel wat snaaks is? Kyk, want ek het nou al beleef, ek het al 'n grappie voor vertel en dan kyk mense my net so. En dan lag ons wat is awkward, nie omdat die grappie snaaks is nie, nee. So, toe vra ek vir hulle, hulle moet my help met 'n paar grappies, en Nieuw vertel my nou 'n grap, en ek het gedink, dis funny. So, as hy nie is nie, maak net of dit is, en lag 'n bietjie. Okay, so, dis nou hierdie oomie en tannie. Hulle is nou at least 40 jaar getroud, en goed gesout in die huwelik. Lekker, lang lewe al saam. En die oom het 'n oorkundige vriend, en dis sy beste vriend. En hy besluit, nee, hy moet 'n bietjie vir sy vriend gaan kuier, hy mis sy vriend. En hy stap al by die spreekkamer in, en hy sê vir die vriend, nee, hoe gaan dit, alle kuier lekker? En hy sê, weet jy man, ek het eintlik met 'n ander storie ook na jou toe gekom. Ek dink my vrou raak so 'n bietjie doof. Dink sy, al ore werk jy so lekker nie. Hy sê, okay, nee. Maar ek kan hom nie nou net hiernatoe bring nie, want dan gaan haar huis moet les wees. So, jy moet vir my 'n plan gee, dat ons kan uitfigure of sy nou doof is of nie doof is nie. Want imagine, sy is nie doof nie, en ek bring haar hiernatoe, dis nie goed vir my nie. En hy sê, nee, okay, ek het vir jou 'n plan. Ek weet julle huis het so 'n lang gang, né? By die kombuis tot by julle kamer is omtrent 20-30 meter. Hy sê, okay, so gaan staan jy in jou kamer, en dan, terwyl jou vrou kos maak, gebruik 'n middag en aand, en dan gaan staan jy in jou kamer, en dan sê jy, hey my skat, wat is daar om te eet? Né? En dan sê jy dit, en dan stap jy al hoe nader, totdat jy kan hoor, wanneer hy sê jou antwoord, dan weet jy, okay, dis omtrent die doof sê. En hy begin in die kamer, en hy, nou die Sondagmiddag, hy begin in die kamer, en sy is in die kombuis, en hy sê, is my skat, wat is om te eet vanmiddag? En luister, niks nie, okay. Kom uit die kamer uit, vat so 'n paar tree, en hy sê, is my skat, wat is om te eet vanmiddag? En hy luister met die ander oor, niks nie, en hy vat so 2-3 tree, en hierdie gang is lank, nee, hy sal uit asem uit, en hy loop vorentoe, en hy sê, my skat, wat is om te eet vanmiddag? En hy luister met die ander oor, niks nie, en hierdie man vra nog 'n paar keer, en hy kom tot by die deur, en hy sê, my skat, wat is om te eet vanmiddag? En sy draai so om, en slaan die paplepel op die tafel, sy sê, vir die 8ste keer, wors en pap, hy is die dowe een, daarom het julle gemaak of het snaaks is, dit laat my beter voel. Ja, dan wil ek gou 'n laaste enetjie gooi, so vir die van julle wat evangeliste is, gebruik hierdie grappie. What is the best vitamin for a Christian? B1. Lees een. Okay, julle, so, voordat ek regtig in my skrifgie indelf, en wat ek vir julle voorberei het vandag is, wil ek gou recap, wat Pastor Willem laas Sondag vir ons gesê het. So ek gou 'n paar quotes lees wat hy gesê het. So hy het gepraat oor sukses. Hy het die definisie gegee van sukses, en wat is sukses? En hier's wat hy gesê het, sukses is om in lyn te wees met waartoe God jou roep. Okay? Sukses is harde werk. Psalm 127, sonder God gaan ons vergeefs bou. Vergeefs. Daar maak ons 'n nuwe woord. Ons bou op wat God sê, daarom hou dit. Ons bou nie op ons lewe nie. Wanneer ons bou ons met goud, of bou ons met hout? Wat gaan hou? Matteus 11 vers 30, God dra saam ons, jy hoef nie alles alleen te bou nie.
sukses is nie net op jou nie, dis jy en God saam. Dan die laaste ene, sukses is nie hoe hoog ons bou nie, maar dis die gewig wat ons kan dra. Okay, dis awesome preek wat hy gegee het. Nou ek wil so bietjie vanuit sy preek uit, bietjie meer deel met julle. Okay, so ek gaan praat oor sukses en my tema, ek dink dis nogals 'n cool topic. Die topic is, as julle reg vir hom, bou wat hou. Dit rym, né? Ja, ek het dit ook, soos ek sit hier gister in die kerk, ek sê, wat se topic gaan ek gebruik? Bou wat hou, dis cool, né? Okay, so, ek wil hierdie stelling maak, en skryf dit neer as jy notas neem. Sukses is nie wat ons bereik nie. Dit is wat ons saam met God bou, wat gaan hou. Okay, blaai gou saam met my na Markus 8 vers 36 toe. Ek gaan in die Engels lees, ek het net 'n Engelse Bybel, dink met Afrikaanse Bybel aanskaf. Okay, Markus 8 vers 36, is julle daar? Dis die 10 op die bord ook. As hy. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Okay, wie van julle het al die skrif van tevore gehoor? Net 3. Okay, hier leer ek julle iets. What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? As ons gou kyk na die definisie van sukses, wat is die eerste ding wat in ons kop opkom? Lambos, travel, huise, ringe, karre, daar is hy enigiemand anders wat iets wil sê. Dis al hierdie huge, massive stuff wat ons op Instagram kan sien. Okay? Dis al hierdie glamorous dinge. Dis wat die wêreld ons leer sukses is. En weet julle, ons lewe vir geld. Okay? Dis waar ons is. Ek weet ons het geld nodig. Ek sê niks teen geld nie, maar geld het ons so begin idolize dat dis ons definisie van sukses. As julle stem julle saam met my, dit is wat die wêreld sê sukses is. Het julle geweet, ek het bietjie gaan studie doen, ek het artikels gaan lees. In my lewe het ek nog nooit so baie artikels gelees soos hierdie naweek nie. Ek het gaan artikels lees van Harvard. Okay, dis 'n universiteit in Amerika. Hulle het bevind dat in die wêreld se oë sukses, dit beteken miljonêre, CEOs, is 50% meer likely om depressie te hê, anxiety te hê, mental illness te hê en sad te wees. En alleen te wees. Jy geweet, ons soek hierdie lewe net om meer likely te wees om depressed te wees, meer likely te wees om alleen te wees, meer likely te wees om anxiety te hê en al hierdie goedjies, maar ons het so groot begeerte om al hierdie geld en hierdie mansions te hê. Nou ek het niks teen geld nie, okay? Ek het letterlik, dink is nou 3 maande terug my eie besigheid begin. Okay, so ek het niks teen geld nie. Ons kort geld om hierdie koninkryk te bevorder. Ons kort besigheidsmanne. Ons kort finansies. Ons lewe in 'n tyd waar ons het nodig om resources te hê om siele te gaan bereik. Om hierdie nasies te gaan bereik. As jy geroep is na India toe, hulle gaan nie vir jou daai R35,000 se vliegtuigkaartjie verniet gee omdat jy Christen is nie. Okay, jy gaan nog steeds R35,000 moet betaal. Okay? So ons kort geld, is niks teen ons wat geld het nie, dis teen ons wat ons mindset is oor geld. Ek het soveel mense gesien. Hulle lewe hulle hele lewe vir 'n salaris, is nog steeds nie vervuld nie, tree af en met inflasie wat groei, het nie genoeg geld nie en is nog steeds miserable en hulle het hulle hele lewe 10 ure 'n dag gegee aan R25,000 wat in any case nie genoeg is om die familie te sorg nie. Dis waar ons lewe. Dis sad, maar dis waar ons lewe. Okay, so hierdie wêreld het 'n definisie van sukses. Okay? Die definisie wat ek nou net vir julle gelees het is, sukses is nie wat jy bereik nie. Sukses is wat jy bou, saam met God, wat hou. Okay, gaan julle dit onthou? Sê bou wat hou. Okay, so ek wil net gou 'n persoonlike dingetjie met julle deel. Toe ek begin het met hierdie besigheid, so 2 jaar, het ek gejourney het daaroor en net die geleentheid nie. En julle weet mos, daar's nooit 'n regte geleentheid om enigiets te begin nie. En ek besluit toe nou, begin van hierdie jaar, ons gaan dit nou begin. En geld het begin inkom, en ek het myself op 'n plek gekry, waar ek soos het meer tyd spandeer aan my besigheid as wat ek in die woord spandeer het. Okay? Dis nou net persoonlik, ek's nou raw en honest met julle, probeer nie fake wees nie. Ek het gewoonlik so 1 en 'n half tot 2 ure elke oggend en dan party aande dat ek regtig intap by die Here. En toe ek myself weer kry, staan ek vroeër op, in plaas van 6 uur staan ek 4:30 op, 5 uur, en dan werk ek aan die besigheid. Tot 7 uur, kom werk toe, hierdie is my werk.
So Sondag is hierdie kerk en in die week is hierdie werk. Kom werk toe, werk tot 3 uur, dan werk ek aan die besigheid en dan 5 uur is alweer iets by die kerk, werk tot 9 uur. Dan daarna, partykeer kom my ma in my kamer en steek ek 'n bietjie ma se hand op. Dan werk ek tot 12 uur die aand aan my besigheid en ek het myself op 'n plek gekry dat ek het hierdie ding begin vir die Here, dis vir u. Dis vir u koninkryk. Dis vir u glorie, dis om siele te bereik en ek het myself verloor in hierdie jaag tot finansiële sukses vir die koning, dat ek het begin my siel verloor. Ek het begin disconnected word aan die Here, gevoel of ek ver word van hom af, dat ek sien al hierdie blessing en ek sien hoe finansies in my bankrekening inkom en dit gaan goed, maar in my hart raak dit al hoe leer. En ek kan dit nie verstaan nie, want ek soos, Here, u het gesê ek moet hierdie doen, dis in die hart, dis in die wil, harde werk, wat Pastor Willem laasweek gedeel het, is sukses. Sukses moet jou hard werk, het gaan nie net in jou skoot inval nie. Ons lewe in 'n wêreld waar jy gaan nie net geld kry nie, moet dit gaan haal. Okay? Maar ek bevind myself so leeg en ek vra vir die Here, Here, u het my geroep tot hierdie, ek gee my alles, ek doen dit vir u, hoekom is ek nog steeds so leeg? En hy het vir my kom reveal, dat my mindset en my sukses het begin die geld word, en nie hy nie, of dit wat ek bou, wat hou nie. Okay, nou ek weet ons almal weet dit, jy het al 100 keer hierdie gehoor, maar dis net so vinnig, dan val ons terug in hierdie rad van akkoord geld, dat jy mis die mense om jou, dat jy mis die tye waar jy net kan sit en kan asemhaal saam met jou vrou en jou man, dat jy mis die oggende wat jy net jou kind kan vashou, want jy's net so gejaag en is die werk en is hierdie en ons moet geld kry en ons het nie geld nie en as ons geld het gaan dit goed en dan is ons eintlik te besig en as ons nie geld het nie gaan dit sleg en dan is ons besiger want ons wil meer geld hê. Sien julle waar in ons lewe? Okay, kom ons al gou asem. Ek wil gou vir ons shift na ons verstaan hierdie, alles wat ek nou net vir julle gesê het, weet ek julle het al gehoor en julle verstaan dit. Julle verstaan, sukses is nie geld nie. Sukses is om op Jesus te bou en 'n lewe te bou wat hou. Okay, ek weet julle weet dit, maar hoekom sien ons so min mense, ek praat nou van die kerk, wat lewe vir iets na hulle self en nie tot hulle self nie. Hoekom sien ons soveel goed wat gebou word en as die persoon loop, dan val alles uit mekaar? Dis gebou op die persoon. Ek wil vir jou vra, dit wat jy bou, as jy nie meer daar gaan wees nie, gaan dit hou? Of was dit gebou op jou? Jesus, nou het ek geruim. Ek dink ek moet 'n gedigter begin word. Ek het beleef, ons weet wat is die waarheid. Ons is al so gesout in die lewe, soveel wysheid al ontdek, soveel kennis al gekry, dat ons leef in autopilot, met die regte wysheid, sonder dat ons besef, ons leef op autopilot. Kom ek verduidelik gou vir julle. Jy geweet, studies wys dat 48% van al jou keuses deur 'n dag, okay, is gewoontes, is nie intentionele keuses nie. So dit is van, jy maak jou oë oop tot, jy gaan borsel tande, jy dink nie meer om tande te borsel, jy borsel net tande, hopelik almal. En dan klim jy in jou kar, het jy geweet, ons maak omtrent ongeveer, hang af van ouderdom, 30 tot 35.000 keuses 'n dag, elke persoon. Jy maak about, kom ons sê 32.500 keuses 'n dag, jy, wat hier sit, jy teen nou al, kom ons sê, nou, op die kop 10 uur, het omtrent 8.000 keuses al gemaak tot hierso. Van waantoe jy wil loop, met wie wil jy praat, hoe voel jy as jy instap, is dit warm, is dit koud, wat gaan ek lees, wat gaan ek eet, wat gaan ek na die tyd eet, wat se kos gaan ons maak, gaan ek my tande borsel, wat se klere gaan ek aantrek, alles, okay? So, hoe belangrik is keuses nie eintlik nie, okay? Julle nou, wil ek vir julle sê, 48% van jou keuses is gewoontes, dis nie intentioneel nie, gaan iewers, is julle nog by my, ek kom iewers uit. Ek wil hierdie quote lees. You don't decide your life once. You decide it daily. Die lewe wat jy kies, gebeur nie een keer nie. Want jy gaan jou goeie dae en jy gaan jou slegte dae hê. Het gaan goed gaan met jou en het gaan sleg gaan met jou. Jy moet dit daagliks kies. Okay, so dit beteken, sukses is nie die einddoel nie, sukses is die persoon wat jy word. Okay, jy word wat jy dink. Het jy al dit gehoor? Jy word wat jy dink, het jy al soveel mense beleef,
wat so slegte gedagtes het en so swaar gedagtes het. Hulle gesig word sommer gekrekel. Hulle kleur verander in hulle gesig. Hulle word sommer so swaar, hulle skouers begin hang, want hulle dink al hierdie goed. Jy word letterlik wat jy dink. Nou ek wil vir jou vra, het jy al by 'n plek gesit en stil geraak en sê, wat dink ek? Wat dink ek oor my roeping? Wat dink ek oor my lewe? Wat dink ek van myself? Wat dink ek oor die Here? En as jy al daai geantwoord het, vra vir jouself, wat actually dink ek deur die dag? Waar is my gedagtes? Want jou gedagtes is wat jy word. Ek wil gou iemand encourage vanoggend. Ek het hierdie net vir jou neergeskryf. Vanoggend sê die Here vir my, ek moet hierdie vir jou sê. So hier is vir iemand. You are born looking like your parents, but you die looking like your choices. Jou opbrengs bepaal nie jou toekoms nie. Waar jy nou is nie die eindresultaat nie. Jou keuses gaan bepaal wat is die eindresultaat. Jy lyk soos jou ouers as jy gebore is, maar jy lyk soos jou keuses as jy doodgaan. Jy kan dit verander. Dit waar jy nou is nie die einde nie. Dit is net 'n brug, dit is net 'n season. Dit wat swaar is nou is nie die einde nie. Dit is net 'n season. Jou pad gaan nie tot hier klaar kom nie. Byt vas, hou vas, dit gaan oukei wees. Ek wil net iemand encourage vandag, dat was vir jou. Kom ons blaai gou 1 Korintiërs 3 vers 10 toe. Ek is klaar daar. Dit was vandag, hè? Joh. Ok, ek neem aan dit sal op die bord ook wees. Ok, dus dit gaan 'n redelike stukkie wees, so kom ek lees vir ons. Ok, wag, voordat ek lees, konteks. Paulus skryf hierdie vir die kerk van Korint, so Korintiërs, okay? En hy praat met hulle hier, want hulle het begin leiers volg, hulle het begin mense idolize, hulle het begin in wêreldse sukses ingaan, okay? So dis nou presies wat ek vandag vir julle wil vertel, hoor hier. According to the grace of God, which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. Dis nou ons. But let each one take heed how he builds on it, for no other foundation can anyone lay than which was laid, which is Jesus Christ. Okay? Stop gou daar. Die fondasie is Jesus. Ek glo as jy hier vanoggend sit, is ons bewus daarvan. Die fondasie is Jesus. Vers 12. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay or straw, each one's work will become clear. For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of its sort. As jy doodgaan, gaan jou lewe nie net verdwaal nie. Dit gaan getoets word met die vuur. Wat daai vuur is dit gaan toets wat was goud en silwer en wat was hout en strooi. Ek wil vir jou vra, dat wanneer jy kyk na jou lewe, waarmee bou jy? Wat bou jy? Hoekom bou jy? Hoekom sit jy hier vanoggend? Wat is jou roeping? Wat is jou einddoel? Waar wil jy uitkom? Wat is jou journey? Wat wil God hê vir jou? Dis vir my so sad, wanneer ek met mense praat, as ek soos, meestal met jong mans, sê ek, hey dude, hoe gaan het? Nee, goed. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy op hierdie aarde? Soos, wat wil jy bereik? En hy soos, nee, wil besigheid hê, 5 besighede hê, my vrou moet nie werk nie, wil finansiëel sterk wees, ek wil travel. As jy vir meeste jong mense vra, al wat hulle wil doen is travel. Ons niks fout met travel nie. Maar ons is so consumed met wat ons wil hê, dat ons mis vir jare, sit in die kerk en mis vir jare vir wat God vir ons wil hê. Sien, as jy bou vir wat jy wil hê, kan ek jou waarborg dit gaan strooi en hout wees. Maar as jy bou wat God vir jou wil hê, gaan dit goud wees. Die probleem is, ons weet nie wat God vir ons wil hê nie. Nou, ek kan nie vir jou sê nie, wel, ons kan seker, as ek nou regtig intap, kan ek
2 dae vat om by elke persoon stil te staan en wat ek ervaar. Maar dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Jy moet weet waarvoor jy geroep is. So stap 1, voordat jy enigsins laasweek se preek of hierdie preek in kan loop, moet jy eerstens weet waarvoor is jy geroep. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy op hierdie aarde? Hoekom het Jesus jou hier gesit? Sodat jy kan bou. Kyk, ek wil vir ons 'n quote lees. Voordat ek vir ons 'n quote lees, wil ek gou vir Tannie Karen vra. Sit gou vir ons asseblief daai foto op, Tannie. Kyk, kan julle sien? Aan die linkerkant is daar, ek neem aan dis 'n haas, en aan die regterkant is dit ook 'n haas. Kyk, hulle lyk bietjie weird, maar dis haase. Kyk, aan die linkerkant is daar 'n wortel met net so klein blaartjie, en aan die regterkant is daar net so klein wortel met 'n huge blaar. Kyk, en die een aan die regterkant lyk so gelukkig, excited, almal kyk vir hom. En die een aan die linkerkant voel so verwaarloos. Want ja, maar kyk hoe klein is my blaartjie. Kyk maar, kyk hoe groot is sy wortel. En kyk hoe groot is die regterkant steen se wortel. Success is not always what you see. Nie almal is geroep om president te wees nie. Okay? So kom Suid-Afrika net een president het en ons het about 65 miljoen mense in die land. Okay? Daar's party van ons se callings wat in die spotlight gaan moet wees en daar's party van ons se callings wat agter die skerms gaan moet wees. Moenie so consumed raak met hoe jou lewe lyk teenoor ander mense sin en dan voel of jy waardig is of nie. Niemand weet wat hier binne aangaan nie. Niemand weet wat sy karakter is hier nie. Niemand weet wat gaan hou deur die vuur nie. Okay, so ek wil iemand encourage. Moenie verwaarloos wees omdat jou worteltjies se blaartjies net so lank is nie. Maak seker jou wortel is so groot. Okay, daar's niks fout met die lang blaartjies nie. Maar die vraag is hoe groot jou wortel. Verstaan julle wat ek sê? You can impress people and still fail the fire. Ek wil gou verder lees. Vers 14. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Jy geweet, die lewe wat jy bou en dit gaan hou, deur die vuur gaan jy 'n reward kry in die hemel. Soos Jesus het hierdie reward system ingestel. Ons moenie so humble wees en dink dat ja, ek lewe net vir niks nie, ek soek net Jesus, dit is so. Maar Jesus het geweet, hy moet vir ons 'n reward gee om te lewe vir iets. Vir hom, of course, dit is eerste, Jesus is eerste, hy bly eerste, maar hy het geweet, daar moet 'n stelsel wees van rewards waarvoor ons lewe. Okay, die stelsel van as jy eerste plek kom en jy kry 'n trofee, dit is ingestel. Ek wil nie hierdie stelling maak sê dis ingestel deur God nie, want dan wat van die ou wat vierde gekom het en niks kry nie. Maar daar's 'n reward wat vir jou wag. So jy bou nie net verniet nie. Jy bou vir hom en jy gaan 10 teen in jou reward vir sy voete gooi. Dit is hoe ons gaan wees voor hom, maar daar's iets. Daar's 'n reward wat wag. Dis nie net verniet nie. Dan wil ek verder gaan. Ek wil nie hierdie deeltjie mis nie. Vers 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss. Jou lewe gaan getoets word en as dit gebrand word, gaan jy suffer. Jy gaan los suffer. Maar hoor, daar's daarom hoop. Hoor is hoop. But he himself will be saved. Okay? So jou lewe wat deur die vuur gebrand word, gaan nie jou uit die hemel uithou nie. Gaan nog steeds gered word. Want die Bybel sê glo in jou hart en bely met jou mond, jy sal gered wees. Okay? Yet as though the fire, but he himself will be saved, yet as through fire. Okay. So hier is ons nou twee verskillende goedjies. Ek praat nie met jou oor hoe om in die hemel te kom nie. As jy in jou hart glo dat Jesus is God en hy het opgestaan uit die dood uit en jy bely dit met jou mond, gaan jy hemel toe gaan. Okay? Ek wil met jou praat oor, wil jy net in die hemel kom of wil jy hemel hier al bou? Wil jy hemel hier al beleef? Wil jy in dit lewe? Wil jy dit ervaar? Of is dit net goed genoeg vir jou om net in die hemel te kom? Want jy gaan in die hemel kom. Okay, so ek praat met die mense vanoggend wat hier iets wil bou, wat gaan hou, en nou al koninkryk en die koninkryk en die koning wil ervaar in hierdie lewe voordat hulle in die hemel kom. Okay, so as dit jy 'n steek op jou hand. Okay, daarom so 50%. Dis great. Al was dit een sou ek nog steeds gepreek het.
Nou kom ons by hierdie vraag. Okay, Alwyn, ons moet bou. Ons moet bou wat hou. Ons moet weet wat ons roeping is. Ons moet iewers heen gaan. Ons moet bou. Ons keuses bepaal wie ons is. Great. Okay, maar wat nou? Waar begin ek? Wat gebeur? Hoekom? Wat? Hoe? Okay, ek gaan nou vir jou sê. Alles begin by hoe jy dink. Jy moet dink, dan gaan jy kan reageer. En as jy reageer, gaan jy 'n lewe kan lewe van sukses. Okay, Romeine 12 vers 2, hoor gou hier. And do not be conformed to this world, ons almal weet dit. Maar hoor hierdie. Be transformed by the renewing of your mind. So transformasie en sukses begin by jou kop. Sukses begin hier. Dit wat jy dink is die beginpunt van sukses. So waar begin jy? Jy begin by jou mind. Okay, skryf dit neer, as jy notas neem, skryf dit neer, jy begin by jou mind. Dan gaan ek verder vir ons lees, dit is nog steeds dieselfde skrif, that you may prove what is the good and acceptable, perfect will of God. Gaan jou lewe wys, wat is God se perfekte wil, of gaan jou lewe dit nie wys nie? Het gaan begin by jou denke. Het jy al ooit dit agtergekom? Hierdie skrif sê jou lewe gaan dit bewys of nie bewys nie. Ek wil vir ons weer 'n bietjie stats, ek hou van stats, ek like science, ek hou van dit, ek dink neem aan dis ons generasie, die Gen Z'ers. Ek wil met jou praat oor die placebo effek. Wie weet wat is die placebo effek? Okay, right, so, die placebo effek is in die mediese rigting. Dan gebruik hulle medikasie, wat nie eintlik medikasie is nie, dit is letterlik 'n suikerpil. Sê vir 50% van die mense, hierdie gaan jou migraines genees, jy gaan nooit weer sukkel met migraines nie. En die ander 50% van mense, hulle almal het kroniese migraines. Okay, hierdie was 'n Harvard study. Almal het kroniese migraines. Ek dink dit was about 8000 mense. 4000 het hulle gesê, hier is 'n nuwe pil, dit gaan jou migraines genees, jy gaan nooit weer migraines kry. Gee dit vir hulle. Dieselfde pil, en dis 'n suikerpil. Gee hulle vir die ander helfte en sê, hier is 'n suikerpil, dit gaan niks vir jou doen nie, maar kom ons kyk of dit vir jou migraines gaan help. Okay? Net twee verskillende goed gesê. Een het geweet, dis 'n suikerpil, ander het gedink, hierdie is 'n nuwe migrainepil. Wat het julle wat beleef julle was die uitslaa? Nou die mense wat geweet het dis 'n suikerpil, soos nee, niks. Dit maak my eintlik ongemaklik. Ek kry sommer hartklopings wat my suiker spike. En die ander mense, 70% van hulle het gerapporteer dat hulle migraines is weg of beter. Dis crazy. Dis letterlik 'n suikerpil, dit het niks vir jou migraine gedoen nie. Maar dit wat hulle gedink het verander wat hulle realiteit word. Sê hierdie woorde, dit wat ek dink, bepaal my realiteit. So as jy aan God dink, gaan hy jou realiteit wees. Maar as jy aan die petrolpryse dink, gaan dit jou realiteit wees. Was bietjie sê eina. Ek wil gou vir ons 'n prentjie teken. Ek weet baie van ons werk in prentjies. So ek wil die van julle wat in prentjies werk, hier is dit nou vir jou. So die fondasie, dink aan 'n huis. Die fondasie is Jesus. Okay? Dan die construction site. So dit wat op die fondasie gebeur, al die lyne en die blokkies en die cornerstone en al daai goedjies. Dit is letterlik jou denke. Okay? As jy by, so die fondasie is Jesus. Die eerste paar bakstene, die sement, alles wat gemeng word, dis jou denke. Dan, jou denke, ek gaan nou hierby uitkom, jou denke word dissipline. Dissipline is jou tools. Hoeveel dissipline jy in jou lewe gaan bepaal of jy 'n hamer het, 'n spyker het, saag het, en of jy net 'n spyker en 'n skroewedraaier gaan hê. Jou dissipline gaan bepaal hoeveel tools jy het. En dan, jou lewe gaan die resultaat wees van die huis. Jou lewe gaan bepaal, jou lewe gaan getoets word deur die vuur, of dit goud was, en of dit strooi was. Kyk, het julle hierdie prentjie. Ek wil gou oorgaan na dissipline. So, jy het dissiplines of jy dit nou wil doen of nie. Baie van ons weet daar's goeie dissiplines, soos byvoorbeeld gaan oefen. Baie van ons weet daar's goeie dissiplines, soos byvoorbeeld spandeer tyd saam met jou familie. Geef my 'n paar goeie dissiplines.
Hier sit baie mense met baie wysheid. Japes, maak jou bed op elke oggend. Fire and Fry gonna say, if you can't make your bed, you can't raise the dead. Ja, tandeborsel, amen, amen. Wie het gesê, het seker kinders. Goed, skorrelgoed was, daar is hy, anders het julle gesien hoeveel mure is in hierdie dorp. As jy skorrelgoed was, jy sal mure in jou huis verdaal. Okay, so daar is goeie dissiplines, en jy kan dit implementeer, maar daar is slegte dissiplines wat gewoonlik normaal kom. Jy gaan weet dat jou dissiplines word ontstaan deur hoe jy dink, ook. Hoe jy dink gaan bepaal wat jou dissiplines is. Byvoorbeeld, ek wil gesond lewe. Dan gaan jou dissipline word, eet gesond. Ek wil nog 60 wees en kan hardloop. Dan gaan jou dissipline wees oefen. Ek wil nader aan Jesus kom. Dan gaan jou dissipline wees staan 5 uur op en spandeer tyd saam met hom. Ek wil 'n lewe van sukses lewe. Okay, dan gaan jy met hard werk. So vir jou om tot 12 uur te werk is okay. Jou dissiplines gaan bepaal word deur hoe jy dink. So alles begin, sukses gaan bereik word deur hoe jy dink. Okay, so vandag, eerste ding wat jy gaan doen, is jy gaan sit en dink oor wat jy dink. Gaan sit en skryf neer, al die gedagtes. Gebruik 'n dag. Skryf jy elke gedagte wat jy neergeskryf het en meet dit op oor waarvoor is jy geroep. Hoe wil jy met jou lewe lyk? Waartoe is jy op pad? Is dit reg? Okay. As niemand het geantwoord nie. Ons hoop dit is. Jy bou elke dag. Weet julle dit? Jy bou elke dag. Elke dag bou jy. Elke dag is 'n nuwe dag. Wie van julle het al daai Instagram story gekyk van, is dit so 'n jong man, dan vra hy vir die persoon, as ek vir jou 50 miljoen rand gee, sal jy dit aanvaar? Sê die persoon, of course. Sê hy, maar daar's een catch. Jy kan nie môreoggend opstaan nie. As hy soos, nee. Dat soos, okay, so dit beteken, een dag in jou lewe is meer werd as 50 miljoen rand. Okay. Elke dag is 'n nuwe dag. Jy bou elke dag. Wat bou jy? Discipline is what keeps you where prayer took you. Skryf dit neer. Jou dissipline gaan jou hou waar jou gebede jou gevat het. Here, ek wil in hierdie deurbraak lewe. Jy het 'n sekere mindset nodig om in daai deurbraak te lewe. Here, ek wil hierdie lewe lewe wat jy vir my geroep het. Jy gaan 'n sekere persoon moet wees om in daai lewe te lewe. Okay? Discipline will keep you where prayer took you. Real success shows in your private life and not in your public calling. So consumed met ons public calling. Hoeveel ministers het jy al gesien? Kom ons praat, ek kan oor myself praat. Mense wat die Here dien. Amazing predikant. Glorious. Mense wat healings elke dag in hulle lewe beleef. En dan praat jy met sy vrou. En dan sê hy soos, joh, ek weet nie. Ek weet nie of ek nog lief is vir my man nie. Real success shows in your private life, not in your public calling. Weet julle wat ek al beleef is, nommer 1 probleem in ons Afrikaner kultuur is hoe ons dink oor onsself. Ons dink te veel van onsself. Kan ek gou vir jou sê, wanneer jy die senter van jou lewe is, en almal weet dit, kan God nie die senter van jou lewe wees nie. As jy die fondasie is, kan die fondasie nie Jesus wees nie. Ons is so prideful. Ons voel die wêreld skuld ons iets. Die wêreld skuld jou niks nie. Jy verdien hel. Ek verdien hel. By sy genade kan ons hier staan en lewe in oorvloed. Okay, maar hier is die flip side. Baie van ons dink te veel van onsself en ek het al hierdie goed al bereik en dit, maar hoor gou hierdie. Jy geweet, pride is ook as jy te min van jouself dink. Ek is niks nie. Ek is niemand nie. Ek verdien nie enigstens liefde nie. Ek is goed genoeg nie. Jy geweet, dis ook pride. So om te veel van jouself te dink, is jy die senter van jou storie. En om te min van jouself te dink, is jy ook nog steeds die senter van jou storie. Daar moet 'n middellyn wees. En dit moet Jesus wees. Hoor gou hierso, whether you feel superior or insecure, if self is at the center, God is not at the center.
pride, die slegte goeie kant, slegte te veel kant, of die slegte te min kant, gaan jy hou van wat God jou voorgeroep het. Of jy gaan te veel in jouself doubt, om nie daaraan te tree nie, of jy gaan te veel van jouself dink om verkeerd daaraan te tree. Ok, ek moet dit gesê het, want dit is die waarheid. Is julle nog okay? Is julle nog okay? Sê vir die ou langs jou smaal bietjie. Is lekker in die huis van die Here. As dit nie is nie, maak dit lekker. Die van julle wat moeg is, dis okay om te slaap, ek gaan nie offense vat nie. Okay, dis regtig okay. Ek wil gou met jou deel en ek wil na 'n volgende transisie toe gaan in my preek. En hierdie is waarvan ek hou. Ek hou van wat ek nou vir julle gaan sê. Ons is nie gemaak vir onsself nie. Ons is gemaak vir meer. Sê ek is gemaak vir meer. Weet jy dat jy's geroep? Weet jy dat jy's gekies? Weet jy dat jy's hier vir 'n rede? Jou lewe is meer as net jouself. God het 'n plan met jou lewe. Daar's 'n rede hoekom jy nog asemhaal. Daar is hoop. Jy's vrygekoop. Jou lewe gaan iets beteken. Jou lewe gaan die wêreld verander. Daar's hoop. Sê smile, daar's goed, dis goed. Smile, almal smile. Jy's hier vir meer. Okay, dis exciting. Dis lekker om hier te wees en te weet, ek kan iets meer beteken as net om asem te haal. Ek kan iets meer beteken as net myself. Dis waarvoor jy geroep is. Jy's geroep vir meer. Okay? Jy moet net dit gaan vind. Net honger genoeg wees om te sê, Here, wat's dit? Enigiets, ek sal toilet skoonmaak. As dit die ou gaan beter laat voel na my is, dan doen ek iets. Okay, nee, ek joke, is 'n grappie. Julle kan maar lag, hoor. Hoor gou hierso. Don't let your past talk you out of God's plan for your future. Moenie laat jou lewe jou uitpraat vir wat God vir jou het nie. Ek het nou dit genoem. Okay. Pastor Willem, ons gym, wanneer was dit? Dit was donderdag hierdie week, gym ons bene. Wie van julle hou van bene gym? Net 2, ja, want ons meeste van ons doen nie. Okay, ons gym bene en ek is soos papnat gesweet en ek soos ek wil nie meer hierdie doen nie en ons is nou eers halfpad en hy sê vir my, hy kry soos 'n light up moment. Hy sê, weet jy wat ek gehoor vandag? Ek sê nee, hy het gewoonlik sulke goedjies. Dan sê hy, hoor hierdie quote en ek gaan nou vandag hierdie quote vir julle sê. Hy sê, want ons praat die hele tyd, ek moet vir julle konteks gee dat julle verstaan. Praat oor sukses en 'n lewe van sukses om vir die Here te lewe en alles. En hy sê, if it ends with you, it's probably not from God. As jou lewe gaan eindig met jou, wat die CEO bly, of die missionsorganisasie gestig het, of soveel geld gegee het vir die mense wat arm is, of wat ook al, as dit gaan eindig by jou, dan is dit 10-1 nie van die Here af nie. Okay, so dit is, want hoe meet ons dit? Hoe weet ons, want ek het nou vir julle gesê, gaan vind uit wat het God jou voorgeroep. Okay, hoe meet jy of dit nou regtig is wat God vir jou gesê het? As dit gaan eindig, hierdie prentjie gaan eindig met jou, dan is dit 10-1 nie van die Here af nie. Okay. Wat ons bou, moet lei tot mense wat gered word. Dit moet lei tot siele. Dit waarvoor jy geroep is, sal directly gelink wees met meer siele wat in die koninkryk inkom. As dit nie is nie, dan is dit 10-1 nie van die Here af nie. Dit waarvoor jy geroep is, moet direk lei tot die kerk wat gebou word. As dit nie is nie, is dit 10-1 nie van die Here af nie. Dit waarvoor jy geroep is, en jou sukses, jou calling, as dit nie lei tot die kerk wat groei nie, mense wat nader kom aan Jesus nie, worship wat begin nie, evangelisasie wat begin nie, dan is dit 10-1 nie van die Here af nie. Jesus sal nie teen homself praat nie. Hy sê, gaan uit daarvoor en maak disippels van alle nasies. Hy het dit vir almal gesê, nie net die evangeliste soos ek nie. Hy het dit vir die besigheidseienaars ook gesê, vir die juffrouens, die onderwysers, die CEO's, die accountants, die, weet nie, ek voel die Here sê, regters, ek weet nie of jy 'n regter in die kerk is nie, jy ook. Wanneer jy vir jouself bou, gaan dit nie die vuur staan nie. Jy bou met hout en nie met goud nie. Ek wil ons gou in 'n diep moment invat. Kan ons 'n bietjie diep gaan? Knik net jou kop so, ons 'n bietjie diep gaan. Ons alles begin by ons denke.
Ek wil vir jou vra, dit wat jy bou, gaan dit nog steeds vir jou saak maak as jy in die hospitaal lê en dis jou laaste dag? Dit wat jy jou lewe voorgee, gaan dit nog steeds vir jou saak maak as jy weet, dis nou, jy het 'n paar uur oor? Of manne gaan jou vrou saak maak wat langs jou staan? Ouers gaan jou kinders saak maak wat daar by jou staan? Gaan dit jou besigheid, gaan dit jou bankrekening wees wat saak maak? Wat gaan vir jou saak maak? Gaan dit wees, Here, kom vat my, ek het 1 miljoen siele in die koninkryk ingebring as gevolg van my lewe. Ek weet, my goud gaan hou. Of gaan jy daar lê en soos, o Jesus, ek hoop nie ek het met strooi gebou nie. Gaan in jou vocab wees, as ek maar net. Wil ietsie vir jou sê, en ek wil hê julle moet dit so snap. Jesus is meer concerned oor wie jy is, as wat jy vir hom kan doen. Hy is meer gepla oor jou hart en wat binne jou aangaan, as wat jy vir hom kan doen. Ek is besig om af te sluit en ek wil hierdie vir julle sê. Maak seker is iemand wat God wil kies om te gebruik, om te bou. Maak seker is iemand wat as die Here nou moet iemand kies om iets te bou, sê ja, hy's reg. Maak seker is iemand wat die Here wil kies om mee te bou. Maak seker is iemand as jy 'n span kon kies om te bou, dat jy jouself sou gekies het. Maak seker is iemand dat as jy op jou doodsbed lê en dan is jou woorde nie naaste by as ek maar net nie. Manne, jou vrou is belangriker as jou calling. Dames, jou man is belangriker as jou calling. Mense, wie jy is belangriker as wat jy kan doen. Dis waar sukses begin is by jou mind. Ek gaan afsluit. Kom ons bou iets wat hou. Kom ons bou iets wat gewig dra. Van ons is geroep om groot goed te bou. Geld is nie die issue nie. Van ons is geroep in hierdie kerk om miljoene te hê. Want gaan altyd die vuur bly staan, want dit is goud, dit is vir Jesus. Ons is nie gemaak om arm te wees nie. Asseblief, laat dit uit jou kop uitkom. As jy Christen is, ek moet arm wees. Dis nie die waarheid nie. Jy moet nie arm wees as jy Christen is. Party van ons is geroep om op die straat te bly, om aan mense te reach. Maar ander van ons is geroep om miljonêre te wees. Hier's mense in hierdie plek wat geroep is om 'n miljonêr te wees. So, dit gaan nie oor hoe ryk jy is nie. Dit gaan oor wat is jou roeping en hoe leef jy in dit. Here, dankie. Dankie dat selfs wanneer ons op onsself opgee, U nooit op ons opgee nie. Here, dankie dat wanneer ons te veel van onsself dink, is U nog steeds lief vir ons. En Here, wanneer ons te min van onsself dink, is U nog steeds lief vir ons. Here, dankie dat ons weet dat U is God, U is koning en U het 'n roeping en 'n plan vir elke persoon in hierdie vertrek. En Here, my gebed is dat elke persoon in hulle roeping sal intree. Ja, in Jesus naam. Amen.